Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Wil ek julle vra, wat is dit vir julle wat Christendom aantreklik maak? Ek kan dit seker 'n bietjie meer oor die algemeen vra. Wat is dit oor die algemeen wat jy dink daar buite reg oor die wêreld wat mense lok Christendom toe? In Suid-Afrika, in die kerk in ons land, en wêreldwyd is al 1000 verskillende redes hoekom mense Christendom toe kom of in die kerk toe kom, en hoekom hulle self sal wil Christene noem. Daar's baie redes. Ek dink hier, wat ek nou wil noem, is 4 van die mees aantreklikste redes. Grootste faktore wat mense lok Christendom toe. Hier's net 4 grootes. Community. Okay, vriende. Ek kom kerk toe, ek wil myself 'n Christen noem, want ek word hier geken en ek ken ander. Ek is hier geliefd en ek lief ander. Hulle is lief vir my wanneer ek deur hierdie deure stap. Gemeenskap. Ek voel mense ken my. Dis dalk die een rede hoekom mense baie hou van Christendom. Die ander een is waarheid, wysheid of rigting. Die tweede een, ek dink net 'n algemene gevoel van wanneer ek kerk toe kom, wanneer ek die woord lees, wanneer ek myself betrokke maak in Christelike sirkels, dan word ek gereeld herinner aan wat reg en verkeerd is. Daar's wysheid. Daar's die blessings van wanneer ek gereeld goeie regte besluite maak, dink nou terug aan Spreuke, dan ervaar ek blessings, ek ervaar die goeie lewe. Ek val nie in die gate van baie sondes nie, want die waarheid. Ek dink dit is baie aantreklik vir mense. Ek dink die derde ding wat baie aantreklik is vir mense is, ek wil amper sê 'n emosionele ervaring. Die worship was amazing. Dit maak my hart warm en dit laat my voel ek en God is connected. Okay, dis die tipe ding wat ek dink mense baie aantreklik vind. En ek dink nie daar's regtig nie iets fout met emosie nie, maar dit moet tog diepte hê, nee, emosie moet diepte hê. Ek dink daar kan tog 'n ongesonde tipe van 'n afhanklikheid in ons broei om emosie te moet hê. En so, ek wil nie nou dis fyn. Dis nog 'n ding wat ek dink mense baie aantreklik vind van Christelike sirkels. En dink die laaste ene is geestelike ervarings. Die vierde een is geestelike. Ek dink hierdie geestelike experiences, tale, wonderwerke, getuienisse, daai diens wat jou adrenalien gee, want die Here het gewerk vanaand. Daai tipe, ek dink daai tipe, dis amazing. God werk. En ek dink daai is 4 groot goed wat regtig mense trek na Christendom toe en na kerk toe. Hierdie is voorbeelde, ek dink daar's baie, maar ek dink ergens val ons tog in een van hierdie 4 kategorieë. Moontlik. Dalk het jy 'n unieke een, dalk sien jy jouself onder een van die, maar ek wil jou weer vra, wat is dit vir jou wat jou gelok het Christendom toe? Ek wil julle los met hierdie vraag en dan gaan ek nou vat na Handelinge toe waar Lukas vir ons 2 stories skryf van 2 harte wat tot bekering kom. 2 conversion stories, okay? En dan gaan julle los met daai vraag en dan gaan ek vir julle wys hoe Lukas vir ons wys in Handelinge hoe 2 mans met baie verskillende redes gelok word na Christendom toe. Okay, ons gaan kyk na 2 verskillende conversion stories en ons gaan kyk na hoe elkeen van hulle gelok word na Christendom toe. Wat trek hulle na Christendom toe? En ons gaan sien dat wat hulle aantreklik vind radikaal anders is. En ons gaan sien hierdie 2 harte is hoe ons hierdie storie gaan werk. Ons gaan na 2 harte kyk. Die eerste hart kom na Jesus toe vir self. Jesus vir self. Hierdie persoon kom na Jesus toe vir homself. En die tweede hart waarna ons gaan kyk is hierdie persoon kom na Jesus toe vir Jesus. Okay, Jesus vir Jesus. So die eerste punt, eerste storie, Jesus vir self.
En die tweede punt, Jesus vir Jesus. So kom ons kyk na die storie. Ons moet net so 'n bietjie konteks skep. Handelinge is 'n storie en so ons kan nie net in die middel van 'n storie inspring en verwag ons gaan weet wat aangaan nie. Ons moet net so 'n bietjie backpedal, onsself herinner waar is ons? En so hier's 'n vinnige recap op Handelinge. Okay, Handelinge is 'n brug tussen Jesus se bediening en die kerk se bediening. In Handelinge sien ons hoe Jesus die werk wat hy begin het, hoe hy dit oorhandig aan die kerk, sodat die kerk die werk wat Jesus begin het, kan voortdra deur die krag van die Gees. Dis Handelinge. En daai werk spesifiek is die verkondiging van die goeie nuus. Okay, die verkondiging van die goeie nuus. Julle sal vinnig hierso sien, ek het dit maar net opgegooi. Acts 1 verse 8, Handelinge 1 vers 8, Jesus se eerste woorde aan sy disippels in die boek van Handelinge sê hy, "You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Dis wat julle gaan doen. Julle gaan my getuienis wees. Julle gaan die goeie nuus versprei. Julle gaan die Gees gaan julle krag gee om die werk voort te vat wat ek begin het. Gaan wees getuienisse. En Jesus het 'n spesifieke boodskap gehad en sy lewe het daai boodskap bevestig. Die boodskap wat Jesus gebring het was in Jesus se eie woorde, was repent and believe, okay? Bekeer en glo. Dis Jesus se boodskap. En Jesus het 'n lewe gelewe wat vir mense gewys het, deur hom is daar kan nou vrede wees tussen God en die mens. Repent and believe, daar's nou hoop vir die mens. Die wêreld en die mens was hopeloos in hulle gevangenskap. Okay? Sonde se ketting was dik en onbreekbaar. Die dood was onvermydelik en Satan het totaal en al geheers oor die wêreld. Ons was hopeloos. Dis die lot van die mens. En toe kom Jesus. En hy sê, bekeer, daar is nou vrede op aarde tussen God en die mens deur my. Hierdie is die goeie nuus. Ek het gekom. Ek het julle sonde op myself gevat. Ek het daarvoor betaal. Ek het die dood oorwin. En sodoende het ek die Satan totaal en al van sy mag gestroop. Dis die goeie nuus. Dis die goeie nuus. Handelinge gaan oor, vat dit nou, na die uithoeke van die wêreld. Gaan versprei die goeie nuus. Die mag van Satan is gestroop. En hier is wat ons dis basies wat ons moet weet voor ons na Handelinge 8 kyk. Handelinge 8 gaan dit eintlik baie goed. In Handelinge 8 die kerk groei, die goeie nuus gaan uit. Die kerk groei verskriklik vinnig. Maar in Handelinge 8 groei die vervolging saam met die groei van die kerk. Okay, ons lees van Saul. Saul hy maak mense dood. Hy lei 'n nuwe aggressiewe golf van vervolging. Hy het vir Stephen in Handelinge 7 doodgemaak en nou gooi hy mense in die tronk. So dit gaan goed, die kerk groei, die goeie nuus is besig om uit te gaan, wonder. Maar vervolging het ook gekom. Ons lees in Handelinge 8 vers 3, but Saul began to destroy the church. Going from house to house, he dragged off both men and women and put them in prison. Ons lees dat die kerk gegeewe wat Paulus besig was om te doen in Jerusalem, het die kerk geskatter. Hulle het geskatter. Hulle het binne in Jerusalem, dis 'n groot stad, na ander plekke toe gegaan waar Paulus nie is nie, maar selfs verder. Hulle het na ander stede toe begin gaan, buite Jerusalem, reg oor die antieke ooste het hulle beweeg, ver. Ek het myself gevra, okay, maar gegeewe hierdie vervolging, ja, hulle het versprei, maar daar waar hulle is, hoe het hulle gereageer? Wat het hulle gedoen, gegeewe dat hulle in die tronk gegooi was? Toe kyk ek, hulle het bietjie weggekruip, hulle het bietjie stil gebly, en toe eindig die storie van die kerk, en Christendom as 'n heel het sommer tot 'n einde toe gekom, en nee, dis nie wat gebeur het nie. Hoe hulle reageer is in vers 4. Those who had been scattered preached the word wherever they went. Hierdie was as 'n geleentheid gesien. Gegewe die feit dat ons nou na 'n nuwe stad is waar daar mense is wat nog nie gehoor het van Jesus nie, great. Hierdie is 'n geleentheid. In plaas van dat hierdie sleg is dit asof daar's letterlik petrol op die vlamme gegooi van hierdie beweging. Okay, die kerk ontplof. Oral waar hierdie gelowiges uit versprei toe, groei die kerk uitermate. Die goeie nuus moet uitgaan. En dis hoekom
ons vandag gelowiges is in Suid-Afrika. Want die goeie nuus het aanhou uitgaan. En dit bring ons na Philip toe. Okay, Philip is een voorbeeld, okay? So Lukas skryf Handelinge. Hy kan nie elke liewe storie neerskryf van elke liewe Christen wat verspreid was oor daai tyd nie. Hy kan nie, dis te veel. So wat doen hy? Hy vat een storie, Philip se storie. En hy wil hê ons moet weet dat Philip se storie 'n voorbeeld is van hoe dit gegaan het reg oor die kerk se lewe. Oral waar mense was hulle soos Philip. Hulle het mense vertel van Jesus en die kerk het gegroei. Hulle het mense vertel van Jesus. So ons gaan nou inzoom op Philip en Philip gaan vir ons na hierdie twee harte toe vat. Philip gaan ons vat na hierdie twee harte toe. Een aanvaar Jesus vir self en een aanvaar Jesus vir Jesus. So kom ons kyk, dubbelklik nou op Philip en ons sien hoe hierdie storie uitspeel. Eerste punt hierso, Jesus vir self. Philip kom in Samaria aan en daar begin hy 'n klein herlewing deur net die goeie nuus te bring. Okay, hy preek die goeie nuus en daar's herlewing. Die evangelie van God, die goeie nuus word bevestig deur tekens. Mense, demone word uitgedryf, siekes word genees, die koninkryk van God is duidelik. Mense draai hulle koppe, hulle luister. Hulle sien die fisiese tekens en hulle hoor die boodskap, waarna toe die tekens wys. En hulle aanvaar vir Jesus. Ons lees in vers 8, there was great joy in that city. Almal gee hulle hart vir Jesus. Dan kom Simon the sorcerer, okay? Simon. Hy kom in die storie in en dadelik moet ons weet, hy is belangrik want Lukas stop. Lukas spandeer baie tyd om vir ons te verduidelik wie die ou is. Hy beweeg nie aan nie. Hy spandeer amper 4 of 5 verse net vir ons te sê, julle moet weet wie Simon is. En Simon is 'n sorcerer, hy's nie 'n speel Harry Potter nie. Hy's soos 'n sangoma wat serieus goed kan doen. En mense vat hom ernstig op, okay? Hy kan legit stuff maak gebeur, okay? Soveel so, almal in Samaria, hulle was verstom deur hierdie ou se werke, die goeders wat hy kon doen. Hy het seker gemaak, almal weet, hy's die ou, okay? Vers 9, he boasted he was someone great. Okay? Die mense het self vir hom 'n titel gehad en hy het baie invloed gehad. Onthou daai vers in vers 10 sê, both high and low. The least of the greatest het hierdie ou geag. Hulle het vir hom 'n titel gehad, this man is rightly called the great power of God. Okay? Hierdie is Simon. Maar dan is daar in vers 12 die woord but Philip. En dadelik kry ons hierdie idee, okay, alles het skielik verander vir Simon, toe Philip op die dorp opdaag. Skielik kom mense na Philip toe. Skielik luister hulle na wat hy sê, hulle kyk na hom. Hy verkondig die goeie nuus, almal luister na hom, almal glo, almal word gedoop, almal draai na Jesus toe en hulle draai weg van hulle ou lewens. Hulle ou lewens wat heel moontlik staat gemaak het op Simon se magic. En niemand kan die krag van die evangelie ontken nie. Die krag van die evangelie wat sigbaar hier is duidelik kragtiger as wat ook al Simon mee besig was. Simon word so 'n bietjie agtergelaat. En die wonder, vers 13, Simon homself gee sy hart vir die Here. Simon, he himself believed and was baptized. Vers 13, and he followed Philip everywhere, astonished by the great signs and miracles he saw. Dis die NIV. Spoiler alert, okay. Daar's baie redes hoekom ons Simon se belydenis van geloof, sy bekering, hoekom ons dit kan bevraagteken. Dit sal nie die eerste keer wees wat Lukas in die storie van Handelinge vir ons iemand wys wat met sy mond getuig, hy glo in Jesus, maar sy hart is nie daar nie. Okay, dit sal nie in Handelinge 4 het ons vir Ananias en Sapphira ontmoet. En hulle het ook. Hulle het met hulle mond getuig, maar toe hulle met Petrus paar, toe sien ons waar hulle harte regtig is. En ons sien iets hier van Simon ook. Vers 13 hier is geskryf op 'n spesifieke manier sodat ons duidelik kan sien dat daar is iets buiten die evangelie wat vir Simon lok. Daar's iets buiten die evangelie wat hom intrek na Christendom toe. Wat lok hom?
Wat is dit wat hy meer en meer van wil hê? Wat is dit wat hy regtig soek? Hy glo in Jesus, ja, hy glo in Jesus, ja, hy word gedoop, maar dan, wat trek sy aandag? Kyk weer na vers 13. Ek het dit weer opgesit. He believed, he was baptized, and he followed Philip everywhere, astonished by the greatness of the gospel and by everyone who believed. Is dit wat daai vers sê? He was astonished by the great signs and the miracles he saw. Daar's iets wat hom lok. Die storie gaan aan, en gegewe die herlewing en die magt om gelowiges wat in Samaria tot geloof gekom het, vereis dit dat die apostels moet afkom. Okay, dis nou die storie gaan aan. Johannes en Petrus moet kom, en hulle moet die eenheid van die kerk bewaar. Die kerk was nog net gevestig in Jerusalem. Die kerk was nog nie gevestig op 'n ander plek nie. Hierdie is die eerste keer waar ons sien dat die evangelie regtig 'n groot beweging kry buite die stad van Jerusalem, en dis hier in Samaria. En so die apostels moet kom en hulle moet die eenheid van die kerk bewaar, maar spesifiek, hulle moet bid dat hierdie gelowiges die Gees ontvang. Hulle het nog net met water gedoop, hulle het nog nie die Gees ontvang nie. Okay. Side note. Okay, tangent. Okay, ons pause die storie. Ons moet nou eers oor iets anders praat. Okay? Hoekom moet hulle die Gees ontvang na hulle klaar geglo het? Okay, so dit is 'n baie goeie vraag. Dankie dat julle dit gevra het. Okay? So hierdie is bietjie tegnies, maar ek dink dis baie belangrik. Okay? Daar is 'n beweging binne in Christendom getitel Pentecostalism. Okay? Wat glo dat soos hier alle gelowiges die Gees later moet ontvang na hulle reeds bekeer het. Okay? Bedoelende alle gelowiges moet na hulle geglo het op 'n stadium die Gees ontvang, anders is hulle nie regtig gered nie. Okay, hulle is soos half gered. Hulle is soos 'n dooie ou, en dan word 'n dooie ou word soos 'n mak ou wat nie eintlik kan loop nie, maar hy is soos 'n zombie, en dan moet die Gees kom, dan sy lewe hy nou. Okay, dis die tipe teologie, en Handelinge 8 is 'n verskriklike goeie argument vir hierdie beweging. En as jy die storie volg soos wat ons hom gelees het, dan maak dit baie sin. Op die oog af, as ek Handeling 8 lees, dan lyk dit asof hierdie ouens reg is. Hier in Handeling 8 sien ons die Samaritane glo, en dan na hulle geglo het, dan kom die Gees, en dan word hulle gevul met die Gees. Johannes en Petrus lê hande op hulle, en dan ontvang hulle die Gees. En hierdie is die tipe teks wat Pentecostals oor die algemeen sal gebruik om hierdie tipe bediening te verdedig. Nou, ek kan regtig heel aan praat oor hoekom Bybelse redes, hoekom hierdie verstaan verkeerd is. Ek kan regtig heel aan hieroor praat. Maar ek het nie tyd nie. Okay? Ek het nie tyd om dit te doen nie. So ek gaan vir julle een quote lees van Wayne Grudem af. Hy het 'n uitstekende boek, so papa van 'n boek. So jy kan hom nie met een hand optel nie. Okay? Hy het 'n uitstekende hoofstuk op wat hier aangaan en op hoe ons moet dink aan die werking van die Heilige Gees. En hy pak dit baie goed uit. En ek sou jou wil aanmoedig as jy meer wil weet oor hierdie gaan lees dit. Maar kom ek lees net gou vir julle 'n redelike lang tegniese quote, maar ek wil hê julle moet weet hoekom daai manier van dink verkeerd is. So lees saam met my. The early disciples in the book of Acts received this one-time new empowering from the Holy Spirit, living at a time of the transition between the old covenant work of the Holy Spirit and the new covenant work of the Holy Spirit. Though it was a second experience of the Holy Spirit, coming as it did long after their conversion, it is not to be taken as a pattern for us, for we are not living at a time of a transition in the work of the Holy Spirit. Because we today do not first become believers with a weaker old covenant work of the Holy Spirit in our hearts, and wait until sometime later to receive the new covenant work of the Holy Spirit. Rather, we are in the same position as those who became Christians in the church of Corinth. When we become Christians, we are all baptized in one spirit into one body. 1 Corinthians 12:13.
just as the Corinthians were, and just as were the new believers in many churches who were converted when Paul traveled on his missionary journeys. We receive the fullness of the Spirit in the new covenant at the moment of our conversion. Okay, dit was die kort antwoord. Dit was die kort antwoord. Daar's nog baie ander goedes wat ek kan noem op hierdie, maar die punt is, daar is 'n beweging wat baie mense laat voel, hulle is halwe gelowiges. Okay? Daar's 'n leer. En die mense heel bo, hulle die volle gees, hulle het 'n geestelike ervaring gehad. Iemand het op hulle hande gelê, iets het gebeur, daar was tale, daar was wonderwerke, iets mal het gebeur. Hulle die gees, hulle is top-tier gelowiges en dan onder hulle is daar die wat sukkel. Hulle het nog nie die gees ontvang nie. En dan onder hulle is ongelowiges. En hulle laat baie mense voel hulle is 'n halwe gelowiges, want hulle het nog nie die gees ontvang nie. En dis hoekom ek dit net belangrik wil sê, as jy die res van die Bybel lees, is dit nie hoe dit werk nie. Die oomblik wat jy jou volle vertroue in Jesus sit, en glo dat hy jou vergewe het van jou sondes, op daai oomblik ontvang jy die volheid van die gees. En die Here kom woon in jou. En die hele punt van Handelinge en hierdie storie is dat hierdie Handelinge, die hele boek van Handelinge gaan oor hierdie transition. Die kerk word gebore. Ons beweeg weg van 'n Ou Testament na 'n Nuwe Testament toe en die Gees gaan anders werk in die Nuwe Testament era, soos wat ons dit nou beleef waar ons sit. En dis al wat ek gaan sê. Side note, klaar. Terug by die storie. Okay? Side note is klaar. Simon sien in die storie hoe Petrus en Johannes hande op mense lê en hulle ontvang die Gees. Crazy, dis amazing. Okay? En hy check die ding en hy dink, dis my kans. Dis hoe ek weer myself 'n naam kan gee. Dis hoe ek weer invloed gaan kry in Samaria. Dis hoe ek 'n nuwe level van sorcery gaan bereik. Hierdie is die krag wat ek nodig het, sodat ek soos Philip vir enige iemand die Gees kan gee, net soos wat ek wil. Hierdie Gees gaan my die krag gee wat ek soek. Philip vat sy kans en hy sê reguit vir Simon. Simon sê vir Petrus, give me also this ability so that on everyone I'll pay for it. Geef vir my. Ek soek die Gees. Ek soek hierdie krag. Sy verstaan van die Gees is so selfgesentreerd. Hy sien nie eers dat hierdie 'n werk van God is nie. Niemand anders kon hierdie ding gedoen het nie. Net die Here kon. En so Petrus sê nogals baie hard vir Simon en praat reguit met sy hart in hierdie verse, kliphard. Petrus hou nie terug nie. May your money perish with you, Simon, because you thought you could buy the gift of God with money. You have no part or share in this ministry, because your heart is not right before God. Repent of this wickedness and pray to the Lord in hope that he may forgive you for having such a thought in your heart. For I see that you are, ons het nou die ESV gelees, maar hierdie is die NIV, you are full of bitterness and captive to sin. Sien julle hoekom ons Simon se bekering kan bevraagteken? Hierdie woorde is sterk, en spesifiek woorde vers 23, you are full of bitterness and captive to sin. Hierdie is nie woorde wat 'n gelowige beskryf nie. 'n Gelowige is nie captive to sin nie. So wat gaan hier aan? Okay, Simon is vir ons 'n voorbeeld van iemand wat na Jesus toe kom, maar nie noodwendig vir Jesus nie. Hy kom na Jesus toe vir homself. Jesus is 'n stap in die proses, maar eintlik soek hy die signs, die wonders, die benefits wat agter Jesus staan. Ek moet net deur Jesus kom. Almal moet ons harte vir Jesus gee, dis mos wat ons doen in hierdie kerk, so ek doen dit, maar wanneer kom die goeie goed? Want hy soek eintlik sy roem. Hy soek sy roem terug, hy soek sy invloed terug. En hierdie Gees is 'n beter manier as sy ou manier. Simon soek vir Jesus, maar hy soek Jesus vir self. Dadelik moet ons onsself so 'n bietjie wit en nugter skrik as ons hierdie lees. Of dis ten minste wat met my gebeur het. Want as jy dink aan 'n moderne Pretoria wat godsdienstig is en almal is Christene,
wat hierdie storie vir ons wys, wat ons hier sien, en eintlik as ek daaraan dink op baie ander plekke in die Bybel, wat ons hier sien, is 'n tipe geloof wat oppervlakkig is, maar dit is nog steeds geloof. Ons sien hierso, daar's 'n tipe van 'n ek glo, maar dit is nie, jy's nie gered nie. Ek glo, maar jy's nie gered nie. Al spring hierdie geloof op uit jou uit, in die mees emotional, crazy, flashy, malste diens op, waar mense omval en daar's genesing en demone word uitgedryf, soos wat Simon beleef het. Al is dit die kragtigste preek van jou lewe, en dit skep hierdie tipe geloof in jou op, al het wonderwerke hierdie geloof geïnspireer, is dit nog steeds nie 'n geloof wat red nie. Want dis alles wat Simon gehad het, nee. Dit was sy ervaring van die evangelie. Dit was wat ons droom partykeer ons kon hê. Ons wens partykeer ons kon hierdie goed sien. En hy het dit gehad. En wat is dit van sy geloof? Op die einde van die dag, kom ek sê vir jou, dit wat Petrus Simon na toe terugroep, dis bly die belangrikste ding van Christendom. Dit bly die belangrikste ding van Christendom. Onthou, Petrus sê vir hom, repent of this wickedness and pray to the Lord in hope that he may forgive you for having such a thought in your heart. Kyk, daar is baie redes, goeie redes, hoekom Christendom amazing mag wees. Goeie redes wat ons kerk toe kan lok en goeders wat ons love, en dit trek ons in hierdie dinge en ons soek dit. Daar's goeie redes. En al hierdie ander goeders het 'n plek en kan goed wees, maar ware redding, egte geloof, kom altyd terug tot by hierdie. Always comes back to repenting. Sonder om te bekeer van jou sondes, werklik te bekeer van jou sondes. As jy nie repent and believe, soos wat Jesus gesê het, toe hy heel eers sy bediening begin het nie, dan mis jy Christendom. As jy nie teruggebring word na hierdie plek toe waar jy jou sondes sien nie, jy sien jou gebrokenheid nie, jy besef jou gebrokenheid nie. As ons nie by 'n plek kom, nê, waar ons grootste nood vir ons, dit kan nie ek het nie geestelike krag nie, dit kan nie ons grootste nood wees nie. Ons grootste nood kan nie eensaamheid wees, of ek voel nie connected met God, want my emosies, of 'n makliker lewe, of ek wens net ek kon 'n goeie trouman ontmoet by die kerk, of wat ook al jou redes mag wees. As jou grootste nood nie 'n beseffing is dat jy vergifnis nodig het van 'n heilige God af en jou sonde skei jou van hom af nie, as dit nie by daai plek uitgekom het nie, dan moet ons hoor wat Petrus vir Simon sê en vir ons sê. Repent. Repent of this wickedness and pray to the Lord that he may forgive you. Ek wil ons challenge, want dit is heeltemal te maklik in Pretoria vir ons. Dit is heeltemal te maklik in Pretoria vir ons om godsdienstig te sê ek glo. Maar daar's 'n groot moontlikheid dat ons Jesus ontvang vir self. Ek wil ons challenge en ek wil net hê, gegeewe wat die Here vir ons voor sy woord neerlê vanaand, wil ek julle challenge, waar is jou geloof regtig? Dis 'n vraag wat die teks wil hê ons moet vra. Waarin glo jy regtig? Hoekom is jy hier vanaand? Soek jy moontlik Jesus vir een of ander rede? Dis okay. Maar dit gaan jou nie red nie en dit gaan nie jou lewe beter maak nie. Ons moet begin by Jesus. Ons moet begin by Jesus. Ek het alles wat ek nou net gesê het, sê Piper beter as wat ek doen. So ek gaan dit vir julle lees, okay? Jesus Piper. Hy sê, the point is this, and it is life-threateningly important. Amazement at the supernatural power is not saving faith. Believing that supernatural power is present and being amazed by it so much that you want it
is not an experience of true faith. Luke's warning to us is there is a false faith that does not save. Its focus is the power of the supernatural signs and wonders, not Jesus, and not the glory of His grace. Its nature and experience is amazement and excitement, not brokenness for sin and humble trust in Jesus as Lord and Savior. Its root is a crooked and a vain heart. Ek dink dit is belangrik om hierdie te sien. So kom ons vra onsself vanaand die moeilike vraag. Kom ons check onsself. Dis die eerste hart. Jesus vir self. Kom ons kyk na die tweede hart. Ek gaan nou weer terugkom na hierdie toe. Maar ek moet vinnig praat oor Jesus vir Jesus. So ek kan nie soveel tyd spandeer soos ek wil aan hierdie storie nie. Ek kan nie. Ek kan julle net soos vinnig in die swembad gooi en uittrek. Ek kan, dis al wat ek kan doen. Maar hierdie hele storie, die Gees, daar's basies 'n herlewing besig in Samaria. En ek sou gedink het Philip bly daar. Maar Philip luister vir die Gees en gaan woestyn toe. Ek sou nie gedink het daar gebeur enigiets in die woestyn nie. Okay, persoonlik. Maar die Gees weet altyd beter. En Philip luister, hy gaan weg van waar alles crazy gebeur en mooi gebeur, en hy gaan na die woestyn toe, stil. Nothing is happening. En daar kom hy af op 'n verskriklike invloedryke Ethiopiër, wat basies in beheer is van 'n verskriklike ryk en magtige koningin. Hy's beheer van al haar geld. Hierdie ou het baie mag, okay? En Philip, Gees sê, gaan loop by hierdie Ethiopiër, en hy loop. Ek dink is interessant, nommer 1, hierdie ou se naam word nie eens genoem nie. Daar was 5 verse spandeer op Simon se naam en wie hy was. Al wat ons hier sien is the Ethiopian. Dis al. Dis belangrik, dink ek. Die hoogtepunt hier van hierdie hele storie, en ek kan nie in diepte gaan nie, maar die hoogtepunt, hierdie hele storie, draai om God se woord en Jesus. God se woord en Jesus. Die Ethiopiër lees hierdie profesie uit Jesaja, en hy lees hierdie, en Philip kom en hy sê, verstaan jy wat jy lees? En in hierdie mooiste woorde in vers 34, sê die Ethiopiër, tell me please who this is. Wie is hierdie persoon? Ek moet weet wie hierdie persoon is. Van wie praat Jesaja hierso? En natuurlik verduidelik Philip vir hom wie hierdie persoon is, en ons sien dadelik opgewondenheid. Die Ethiopiër wil so graag gedoop word, hy stop. Kyk, hierdie ou was nie alleen nie, hierdie was 'n ryk ou, hy het 'n massiewe karavaan van mense gehad, hy stop die hele ding, daar's water, kan ek gedoop word? Hy is so opgewonde oor wat hy nou net ontdek het. Doop is 'n simboliese teken van wat waar is van ons in Jesus, okay? Doop is 'n simboliese teken van hoe ons doodgaan saam met Jesus, ons ou lewe, en ons staan op 'n nuwe lewe saam met Jesus. En hy wil gedoop word. Hy wil een wees met Jesus. Hy wil gedoop word. Die hele ding gaan oor Jesus. Alles in hierdie storie gaan oor Jesus. En dan laastens lees ons, when he came out of the water, soos imagine, ek hou iemand vas, en ek haal hom uit die water uit, ek doop hom, en sodra Philip uitkom, is Philip weg. Crazy. Hy verdwyn net, hy word geteleport, okay? En die Ethiopiër, he goes on his way rejoicing. Rejoicing, vreugde, daar is excitement. Daar is amazing goed gebeur, soos Philip wat verdwyn, maar sonder twyfel, as jy hierdie storie deurlees, alles in hierdie storie gaan oor Jesus. Het gaan oor God se woord, het gaan oor Jesus, en het gaan oor 'n woestyn waar daar nie veel aangaan nie. Net een ou, sonder 'n naam. Sonder 'n naam. Ja, hy's ontsettend invloedmag en ryk. Hy's glad nie so Simon nie, maar ons hoor nie eers sy naam nie. Daar's 'n sterk vergelyking tussen hierdie twee karakters. Hierdie hele episode, Philip se tweede ontmoeting, beklemtoon die woord, die redding en die redder, nie die persone nie. Die hele storie probeer vir ons wys hoe lyk iemand wat agter Jesus aan is vir Jesus.
Daar's geen menslike trots of 'n agenda of 'n naam wat enige aandag kan wegvat van God se woord, die profetiese woord wat Jesus geprofeteer het nie en die redding wat plaas. Ons niks van ons aandag wil wegvat nie. Hierdie is Jesus vir Jesus. En ek wil net die touwtjies by my sal trek. Ek weet ek het nog baie tyd oor nie, okay? So ek wil net die touwtjies by my sal trek, maar vandag se Christendom in Pretoria moet flashy wees. Eintlik in baie plekke in die wêreld. Christendom moet flashy wees. Anders te kry dit nie aandag nie. Die tipe Christendom van vandag is nie die namelose, woestyn, woordgesentreerde, stille redding van die Ethiopiër nie. Dis nie die tipe Christendom wat ons kry nie. Vandag se Christendom moet exciting wees. Dit moet loud wees. Dit moet flashy wees. Die hoofleraar se naam moet op alles staan. Dit moet al 4 daai kategorieë in die bullseye slaan, vandag se Christendom. Daar moet goeie community wees, daar moet goeie worship wees, daar moet wysheid wees, daar moet emosie en geestelike staf wees. Waar los dit Jesus? Ek sê vir julle, Jesus raak weg in die buzz van die besige flashy kerk wat vandag prominent is. Jesus raak weg. En meer mense word converted, hulle word gered, maar hulle word nie gered tot Jesus nie. Hulle word gered tot iets anders. Wat het geword van die basics? Wat het geword van 'n kerk wat ernstig is oor die woord en oor Jesus, en ons nie eintlik iets flashy nie. Ons nie eintlik iets mooi of exciting wat elke week ons leë harte moet kom oortuig dat ons okay is, maar ons is eintlik nie okay nie. Wat het gebeur van daai kerk? Ek wil vir julle 'n baie powerful quote lees deur A.W. Tozer. Okay, hierdie quote het 'n hele beweging ontlok. Okay. A.W. Tozer het in 'n boek geskryf, The Dwelling Place of God. Het hy geskryf: Any objection to the carryings on of our present golden calf Christianity is met with the triumphant reply, but we are winning them. But we are winning them. Tozer sê, and winning them to what? To true discipleship? To cross-carrying, to self-denial, to separation from the world, to crucifixion of the flesh, to holy living, to nobility of character, to despising of the world's treasures, to hard self-discipline, to love for God, to total committal to Christ? Vraagteken. Of course the answer to all these questions is no. But we are winning them. Hierdie quote, hierdie boek het 'n beweging ontlok waar baie kerkleraars begin sê het, what you win them with is what you win them to. As jy hulle gaan wen met die flashy diens en die excitement, dan beter jy die flashy diens en die excitement kan volhou. Because what you win them with is what you win them to. Daar is soveel blessings en goeie geskenke van Christendom. En ek sê vir julle community, emosie, die gees wat in ons werk, al die goeders, dis goeie goeders. Dis goeie goeders. Maar dis moontlik vir ons om ons oë so te vestig op die geskenke dat ons die gewer van die geskenke mis. Jesus kan maklik vir ons soos 'n stap word. Ek moet net hierdie stap neem en dan gaan ek kry wat ek eintlik soek. Sonder dat Jesus eintlik vir ons die hoogtepunt en die alles is
van die hele Christendom. En dis wat eintlik waar is. Jesus is alles. So Jesus het, you've arrived. Hy is alles. Maar dit is wat Tozer sê. Dit is wat Tozer vir ons uitwys. Jesus kan vir ons soos 'n stap word tot iets wat ons eintlik soek. Daai ding wat ons eintlik soek, wat ons eintlik lok. En ons lewe in 'n tyd en 'n plek waar hierdie tipe Christendom verkoop word. En ek wil hê ons moet hierdie sien en ek wil hê ons moet wees 'n biddend kerk wees wat Jesus soek vir Jesus. Wat nie flashy hoef te wees nie. Ons sal in die woestyn sit en ons soek net God se woord en ons soek net vir Jesus. En ons soek al die harde en moeilike goed waarna toe Jesus ons roep. Die gebrokenheid, die moeilik, die sonde, die self-forgetfulness, die self-denial, die maak jou sonde dood, al die moeilike goed. Ek wil hê ons moet sien dat God se woord ons roep na daai goeders toe. En dat dit meer as genoeg is. Meer as genoeg is vir die suksesvolste en rykste Christelike lewe. Kom ons wees 'n kerk wat Jesus soek vir Jesus. Kom ons bid saam. Almagtige God, Papa Vader, ons bely ons sonde. Ons bely dat ons almal baie naby staan aan Simon se hart. Vader, ons wil nie na ons sonde kyk nie, dit is moeilik, dis nie lekker nie. Vader, ons wil nie ons eie gebrokenheid sien nie, ons wil dit eintlik vermy, en so, Vader, ons wil ons naam eintlik net groot maak. Ons wil aanhou glo, ons is amazing, en ons is alles, en ons is oulik, maar Vader, ons bely, dat ons, die realiteit is, dis nie wie ons is nie. Ons is gebroken, ons is swak, en ons is sondaars, en ons kort U om ons te kom red. En ek bid dat U ons as 'n kerk sal nederig maak om te sien wat U ons na toe roep in hierdie woord. Om te sien dat U ons roep na die woestyn toe, na die stil, unimpressive, konstante ernstigheid van U woord en van Jesus. Roep ons terug na daai plek toe. En Vader, ek wil weer eens bid, maak nie saak waar ons is vanaand nie. Vader, as daar iemand hier is vanaand wat besef het sy hart was nie op die regte plek nie, Vader, ek bid dat hy daai gebed sal bid wat Simon gebid het. Dat hy na U toe sal kom, sal vra vir vergifnis, sal wegdraai van sy sonde en na U toe sal kom vir alles wat U is. En dat hy daai redding sal kom ontvang, of sy daai redding sal ontvang. Kom doen daai werk in ons en kom doen dit in enige iemand wat daai begeerte het vanaand. Ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.